Galileo Capital kom praat met ons oor jou beleggings. Jannie, ek wil begin. Jy kom uit die Karoo uit, jy was op Kanaalwan op skool, hoofseun, laerskool en hoërskool. Wanneer in jou lewe het jy die eerste keer met finansiële markte te doen gekry of bewus geword daarvan? Kanaalwan is maar 'n klein plekkie, so moet nou nie te veel waarde hê aan die hoofseun en so aan nie, maar ek gelukkig in 'n huis groot geraak. My pa was 'n entrepreneur, eers onderwyser, toe 'n winkel. En toe het hy met die aandelemark in aanraking gekom. En op Kanaalwan het hy al begin aandele koop en verkoop. En hy kon nie altyd betyds by die huis wees 5:00, 6:00 die middag as die prys oor die radio gelees word. Dan moes ek hom help. Ek moes dit daar opsom en onthou. En ek was op skool toe ken ek al elke aandeel, genoteerde aandeel, soort van by name. Jy is toe daarna is jy Stellenbosch toe. Jy het gekwalifiseer as geoktroeëerde rekenmeester, maar jy het 'n vriendekring opgebou in Stellenbosch wat reg deur jou lewe vriende gebrei het. Ek dink is nogal 'n lesie wat 'n ou leer op universiteit. Dit gaan nie net om 'n graad te kry nie. Dit gaan ook, die mense kan sê, 'n netwerk te kry. Maar as jy vriende ontmoet, debatteer, dan doen jy mense kennis op. Jy het gewerk in die koöperatiewe omgewing en toe besluit jy om jou eie besigheid te begin saam met 'n paar vennote. SMK, Senekal, Mouton, Kitshof. Daai besigheid het jy begin basies met geld wat jy geleen het by jou ma en 'n deel van jou oorlede vrou se erfporsie. Die besluit om jou eie besigheid te neem, wat het daai besluit gedryf? So ja, na universiteit het ek eers my klerkskap gedoen. En toe vir 7 jaar by Federale Volksbeleggings gewerk. Maar ek het hierdie hangering gehad om iets self te doen. Maar mense is ook bang om die groot sprong te vat, risiko te vat. Maar ek was 35 jaar oud toe besluit ek nee, ek gaan nou my eie besigheid begin. Toe het ons 3 bymekaar gekom, die wêreld uitgekyk en ons het toe 'n bestaande makelaarsfirma gekoop vir R150.000. En my deel was R50.000 wat ek net nie gehad het nie. Nou toe het ek maar by my ma, my vrou aangeklop en hulle het vertroue in my gehad dat ek mooi na hulle lenings sal kyk. SMK het gegroei as 'n beduidende speler op die Johannesburgse effektebeurs as finansiële markte. Maar toe spesifiek op die 5de Augustus 1995 het begin soos enige gewone dag. Jy het die kinders by skool afgelaai, jy het werk toe gery, maar dat 'n dramatiese verskil plaasgevind daai dag. 2 ure later is jy afgedank. Jy's basies in die pad gesteek. Dit moes 'n groot verrassing gewees het. Dit is seker die keerpunt in my lewe. Want dit is nie net 'n verrassing nie, dis 'n skok. Dis ook 'n vernedering. En 'n mens ook bekommerd wat nou vorentoe. En jy's bietjie verbitterd ook. Jy's kwaad. En ek meen, so het dit aangeloop vir 'n maand of so, en toe besef ek eintlik het net ek moet my kop draai en aangaan met my lewe. Jy was op daai stadium net voor 50, maar jy maak baie daarvan dat jy tyd gehad het om te dink. Kyk, as 'n mens by die huis sit en nie gaan werk, ek het nogal vir my elke dag netjies aangetrek, dat ek dan lyk of ek 8 uur inval. En dit is 'n lekker dissipline. Ek het my eie kantoordag gehad en ek het begin om besig te bly, te lees en te lees. Nie net sakeboeke nie, maar ook motiveringsboeke. Ek het dit opgesom, my vrou het vir my getik. En gaandeweg het dit begin duidelik raak wat ek wil doen in die lewe. Ek het dit ook neergeskryf. En voor my op my lesenaar neergesit, het elke dag daarna gekyk. En so daar het ek 'n plan ontwikkel. Jannie, kom ons begin nou by die begin van PSG. Dit was PAG, om dit in perspektief te sit, dit was rondom 95, 96. Jy het R3 miljoen betaal om beheer oor te neem oor PAG. Uiteindelik het dit ontwikkel na vandag se PSG met 'n waarde van R9 miljard. Daai
pad soontoe, net om dit miskien alles anders te illustreer, toe jy ingekoop het aanvanklik, as iemand saam met jou 100 000 rand belê het, want dit was 'n genoteerde maatskappy, was daai 100 000 vandag 99 miljoen rand werd. Hierdie fenominale sukses. Wat was die hoogtepunte van hierdie pad? Die maatskappy is nou 15, 16 jaar oud. Ek was reg gewees want ek het lank gesit en soek vir iets wat genoteer is in die finansiële dienste sektor. Tog was dit 'n personeelplasingsbesigheid. Ja, maar ek het hom dadelik verstaan. Dit is 'n maklike konsep om te verstaan. Ons het 32 kantore landwyd gehad. Ek het binne 4 maande met 'n makelaarsfirma begin, want dit is wat ek kundigheid gehad het. En van my ou kollegas het saam met my so het PSC Consult, ons wat vandag PSC Consult is, staan Jaap de Tooy het 'n groot rol gespeel. Toe is dit batebestuur en aandelemakelaary. Toe het ons 'n ander besigheid wat ook al 'n bietjie begin het. En ek het maar altyd die begeerte gehad om 'n bank in die groep te kry in 'n versekeringsmaatskappy. Mense mos groot drome. Ja, en ons het spoedig Anchor Life gekoop, 'n versekeringsmaatskappy. Ons kon hom nooit heeltemal reg kry nie, maar ons het baie werk daaraan gesit. Die laaste banklisensie wat in Suid-Afrika toegestaan is aan ons toegestaan, PSC Investment Bank. En met die bankkrisis het hy in 2001-2002 se bankkrisisse het hy swaar gekry, saam met die ander kleiner banke. Maar gelukkig het ons die ou Business Bank oorgeneem, want vandag is dit die banklisensie wat Capitec gebruik. In daai periode het ons Capitec begin. Maar daar was baie ander suksesse. Ons het op Kolle groot belang in die JSE, wat genoteer is, opgebou. Ons het ook baie sukses gehad deur in 1998 op die hoogtepunt. Die mark was baie hoog, PSC Noble te noteer, waar ons baie geld ingesamel het. Genoeg geld om Capitec te kon kapitaliseer. So daar is hoogtepunte, maar as ook hier en daar 'n skop in die tande.